Baie welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Karel. Maar ek wil eers vandag begin met 'n skrif. Kolossense 3 vers 9 tot 11 van die Afrikaanse 53 weergawe. Wat sê: lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Dit is my so mooi as ek hierdie skrif lees en ek dink aan Karel se getuienis. Baie van ons mense loop met hierdie sak. Jy weet daai groot sak hier agter jou skouer met soveel laste van alles wat in die verlede gebeur het met jou, waar jy verwerping ervaar het. Al daai goedes, jy kan hulle opnoem wat in daai sak is, wat 'n mens partykeer so dra. En dan voel dit vir jou, dit voel so swaar. En as ek dink aan jou, Karel, het jy so sak gedra met al daai laste en jy kan vandag dit opnoem. Jy kan opnoem wat in jou hele kinderjare gebeur het, wat in daai sak was. Ja. Vertel vir ons 'n bietjie van daai laste, as ek praat van daai sak. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Ek kan begin. Jy weet, ons was 5 kinders gewees. Ma en pa wat op daai stadium drankverslaafdes was. Ek was in totaal seker in 28 verskillende skole gewees. En hoe dit maar gebeur het op daai stadium is my ma en my pa, juis as gevolg van die drank, het sommer net oornag besluit hulle trek, en as jy maar saam met hulle of my ma loop weg, dan vat sy die 5 kinders en daar gaan ons. Dit was nooit 'n lekker plek om te wees nie, en dit het nooit beter geword nie. Dit het so erg gegaan dat die sekie standaard 2-3 het die welsin gekom en hulle het ingegryp, hulle het ons weggeneem. En ons het toe opgeëindig by mense in Brits, waar ons op 'n plaas basies gebly het by die mense. Is plek van veiligheid wat nie so veilig was nie. Ek het gaan skape oppas in die dag, was nie eers, ons kon nie skool toe gaan nie. Dis wat ek moes doen. Kon nie saam met die mense sit en eet aan tafel nie. So ons het basies, dit wat oorgebly het ons van geleef, maar die dag was my werk om skape op te pas. En dit het nie daar geëindig nie, ons het so geloop en ek kon dit net eenvoudig nie vat nie. Op 'n ouderdom van 10-11 jaar het ek bed nat gemaak, iets wat ek nooit gedoen het nie. Ons het op matrasse geslaap en ek het geloop en ek het vir die Here gesê, Here, ek kan hierdie ding kan ek nie meer doen nie. Klei laat gegooi. Dit was Saterdag gewees en ek het gesien hoe my ouers gekom het en hulle het ons kom haal. Natuurlik was ek bly geweest want ons gaan nou weer terug huis toe, ons gaan nou weer iewers waar ons gaan kos kry, was ons dan 'n bietjie soos kinders behandel gaan word. Maar dit het ook nie lank gehou nie. My ma het maar aangehou waarmee sy aangehou het, ook maar verhoudings gehad met mans. My pa het net op 'n stadium gekom wat hy gesê het, hoorie, ek kan nie meer vir julle sorg nie. Dis welsyn toe gevat. Voor dit, terwyl ons by hulle gebly het, is ek gemolesteer deur 'n man, 10-11 jaar oud. Dan wil die man nou by jou weet, was dit nou vir jou lekker geweest? Wat weet ek daarvan? Absoluut niks nie. En dit het toe nou gebeur dat ons toe nou kinderhuis toe is, maar ja, in daai tyd, en weggevat is by my ouers. En dis maar waar ek dink dinge het nie beter geword, net erger geword, want wat het jy nou verwag gaan in die kinderhuis gebeur? Daar gekom, ek was standaard 4 gewees. Eerste dag in die kinderhuis word ek geslaan, ek sweer wraak. Ek het nog nooit in my lewe beklei nie. So dit was my heeltemal iets wat ek nie geken het nie. En daar het ek geleer dat ding van the strongest will survive. En dit is heeltyd in my kop gewees. En ek was nooit 'n probleemkind nie, ek was maar altyd stil en op my plek gewees. En wat gedurende daai tyd ook gebeur het, is, soos dat jy nou maar groter word, dan begin hulle sien, maar hoorie, jy moet na 'n groter huis toe gaan of waar seniors is. En my broer was nog in die junior huis gewees. En die ouetjie wat my daar geslaan het, toe ek in die kinderhuis ingekom het, rand toe my boetie aan met 'n pan. En ek besluit te miskien is hierdie nou 'n guldige geleentheid om dan nou vir hom te wys wie en wat ek is. En toe het ek begin en ek het beklei. Dit was so erg geweest dat by die kinderhuis as jy inkom, dan is daar 'n hek wat jy uitgaan, as klippe teen die hek. En ek het hom so geslaan dat ek my hand gebreek het en ek was nie bewus daarvan dat ek my hand gebreek het nie. En ek het hom opgetel uit woede uit en ek wou hom fisies, ek wou hom doodgemaak het. Ek het geloop met hom, ek wou hom teen daai klippe wou ek hom doodgeslaan het. En sy sussie het gekom en sy het my geklap en ek het hom so neergesit en ek het besef, maar hoor, jy's besig om droog te maak. En ek het hom toe gelos, maar die bekleier het nie gestop nie. Wat dit veroorsaak het is, baie van die kinderhuiskinders is maar verneder gewees deur van die skoolkinders en dan het ek ingegryp en dan het ek nou maar beklei. Ek het nooit 'n bekleier gesoek nie, maar
ek dink as jy daar in jou lewe is, dan soek die bekleierery jou. Jy hoef dit nie te gaan soek nie, dit sal na jou kant toe kom. So mense het geweet om vir my baie versigtig te wees en hulle was ook. En nie dat ek wil bekend staan as 'n persoon, as 'n boelie nie, want ek was nie 'n boelie nie. Ek het gevoel dat my optrede word geregverdig deur ek kom ons nou vir iemand anders op. So ek het my hele lewe lank moes ek beklei het, selfs toe ek jonger was. My pa en ma uitgegaan het op hulle ekskursies en hulle het gaan drink. Ek moes gesorg het dat die boeties en die sissies geëet het. Ek moes hulle weggesteek het onder 'n tafel. Ek bedoel ek was 10, 11 jaar oud, dan vat ek die tuinslang, dan my boetie hulle nou vuil gemaak met doeke en dan spuit ek hulle maar af. Ek het met 'n verantwoordelikheid gekom en alles het met 'n verantwoordelikheid gekom. So ek het altyd verantwoordelik gevoel vir alles en vir almal, alhoewel ek nog self 'n kind was. So ek was op 'n baie jong ouderdom moes ek volwasse gewees het, maar ek het ook geleer dat as jy nie beklei vir wat jy in die lewe wil hê nie, gaan jy niks kry nie. Maar my manier van beklei was ek het my hande gebruik. Ek wou mense van my al weghou. Sonder dat ek dit besef het, was mense vir my bang geweest of kinders was vir my bang geweest as gevolg van my wat dan nou so beklei het. So dit was nooit maklik nie. Ten minste toe in die kinderhuis was, jy het geweet jy het 'n bord kos. Jy het geweet jy het slaapplek, maar is nie die ideale omstandighede vir enige persoon of vir enige kind om groot te word nie. Tye wat ons in die kinderhuis was ons 32 kinders in 'n huis gewees. So hoe kan jy as huisouers nou vir daai kinders die nodige liefde gee, die nodige tyd gee? Dis net onmoontlik. So jy was niks gewees nie en hulle het baie duidelik laat verstaan ook dat jy eintlik niks is nie en ja, ek glo dat vandag gaan dit baie beter in kinderhuise en daar word beter na die kinders gekyk. So jy moes maar beklei het. My hele lewe het uit beklei uit bestaan en ek was op 'n baie jong ouderdom. Ek dink ek was 14 jaar oud gewees. Toe ek die eerste keer seksueel aktief. Ook stupid gewees, gaan op vakansie na my oom hulle toe en daar's 'n gultjie en sy's baie slimmer as wat ek is en ek sal dit nooit vergeet nie. Ek sit die dag by die kinderhuis nadat ek teruggekom het en ek skryf vir haar 'n brief en sê vir hoorie man, ek is selfs bereid om nou die skool te los en vir die kind te gaan sorg en sy sê vir my maar sy's op die pil. Ek dog okay, die enigste pille wat ek ken is pynpille. Wat se pil praat sy van? So ek was blootgestel daaraan. Ek het nie van beter geweet nie. So ek het geëksperimenteer met dit. En ek het maar gedink dit is hoe dit moet wees. Mense kan baie maklik seker nou teruggaan en dit wat met my gebeur het gebruik as 'n verskoning, maar ek dink nie dit is 'n verskoning om te gebruik nie. Dit het gebeur en ja, soos jy gesê, daar's soveel klippe wat 'n ou saam met jou dra en dit het met die tyd dit het nie beter geword nie. Ek dink dit het inteendeel dit baie erger geword want ek het daai sak wou ek net swaarder en ek wou hom net self dra. So die klippe het meer geword. Dit was baie erg geweest hoe ouer ek geword het, hoe meer was ek en ek praat van selfs na skool verhoudings waarin ek was. Drank wat betrokke was. So seksuele verhoudings want dit was my lewe geweest. Was ook so seker om almal in die weermag ook gewees en in daai tyd ook het ek besef dat weer eens dit was vir my nie moeilik om te beklei nie, ek kon beklei. Ek wou bitter graag grens toe gegaan het en ek het geglo dat dis wat ek moet doen en die Here het gekom juis daardie tyd al en ek het dit nie daai tyd so ervaar of daaraan gedink nie, maar hy het my heeltemal 'n ander pad laat loop. Ek het op die eind van die dag waar ek op offisierskursus was, weer eens jy begin mekaar te irriteer en ek het weer beklei. So ek is van die offisierskursus afgegooi. En ek het baie goed gedoen en baie goed rugby gespeel, atleet gewees, selfs in die weermag ook. En op die eind van die dag toe eindig ek in die lugmag op. En ek het nooit besef nie, maar na die tyd toe ek nou begin kyk en besef ek maar is eintlik die Here se manier gewees weer eens om my ook te beskerm daai tyd al. Omdat ek vir hom belangrik was. Hoekom weet ek nie, want ek het soos niks gevoel nie. Ek het gevoel dat alles in my lewe wat ek doen, moet ek myself aan mense bewys. Want almal het altyd die geneigtheid om op jouself neer te kyk of op jou neer te kyk, want as hulle hoor waar jy vandaan kom en dan dink hulle ook hierdie ou, hy gaan niks van sy lewe maak nie, hy gaan niks word nie. Mense het dit al vir my gesê, ook nie een keer nie, meer as een keer. So ja, en die ding is wat ek sê is as jy deel is van die gepepel wat ek was, dan is dit baie maklik gaan sit en syp Vrydag, Saterdag, gaan verhoudings so goed, dit was nooit veel belangrik geweest nie. Jy het nie 'n verhouding met die Here gehad nie, maar die Here was altyd daar. Hulle het jou vertel op skool dat die Here is daar en hy sal na jou kyk en dan dink ek maar Here, ek verstaan nie die goed nie. Hoekom gaan ek hierdie goed deur? Hoekom moes ek dit deurgaan? So ek was baie kwaad geweest
vir die wêreld. Ek het gedink die wêreld skuld my iets en die wêreld my eintlik niks geskuld nie. Selfs na skool, nadat ek in die weermag was en ek begin werk het ek verskeie besighede begin, daar betrokke geraak, was suksesvol gewees. En wat gebeur het, ek was in 2005, het ek 'n maatskappy begin, Golden Wing Labour Outsourcing, en dit het nie beter gegaan nie, met my nie beter gegaan met die besigheid, maar ek het nog steeds slippe bymekaar gemaak. Ek was daai tyd getroud gewees, ek het 2 kinders gehad, waarvoor ek moes sorg, en die besigheid het baie goed gedoen. Eerste besigheid het ek verloor in 'n vennootskap, die tweede in begin, en baie geld gemaak, en weer eens, dit vir die verkeerde redes gedoen. Die Here was nie betrokke in die besigheid nie, dit was ek gewees, en alles het oor my gegaan. Besigheid begin in 2005, 2010, klein saakonderneming van die jaar, en intussen tyd het ek verhoudings gehad, seksuele verhoudings, terwyl ek getroud was, het ek seksuele verhoudings gehad, pelle saam met my gevat op jagtrips, ek het gedrink, niks was vir my belangrik soos dit wat ek op daai stadium gedoen het nie. En as mense jou sien, dan het hulle onmiddellik gesê, jy's maar 'n suksesvolle man daai. Jy weet, en wat doen hy om so suksesvol te wees? En intussen tyd is jy eintlik besig om jou hele lewe weg te gooi. Jy beklei hierdie stryd, en jy voel net dat dit wat jy daar doen, mense moet dit sien. Mense moet tog net hierdie idee kry van jou, alles is okay, maar alles is nie okay nie. En ek sê nie die goed omdat ek is glad nie trots daarop nie. En Karel, dit vat 'n man om op te staan soos jy, om te sê, maar ek wil hê my getuienis moet 'n bemoediging vir ander mense wees. En as ek so lees in Spreuke 22, waarsku die Here dat ons onsself nie met dwaasheid moet meng nie, maar ons moet ons lewe met wysheid voltooi. En dit is waar jy weet, jou getuienis vandag word of jou storie, kom ons stel dit so, jou storie word 'n getuienis vir Christus. En daar's 'n tyd in jou lewe waar daai change moes gekom het, want jy het besef, nee, iets is nie reg nie. Ek kan nie aangaan soos wat ek aangaan vandag nie. Ek is nie 'n voorbeeld vir Christus nie. Maar daar het die Here ingekom, want hy was geduldig met jou gewees, en in 'n stadium in jou lewe het die Here aan jou verskyn, en hy het met jou kom praat. Vertel vir ons die change, die turning point in jou lewe. Ja, weet jy wat, soos ek vir jou gesê het, baie goed met die besigheid gegaan. Ek het een aand, het ek gelê en slaap, en die Here het met my gepraat, en vir my baie duidelik gesê, ek gaan alles verloor. Nou op daai stadium, omdat ek geleef het soos wat ek geleef het, my nie baie daaraan gesteer nie, want wil amper vir jou sê, my ma het inteendeel op 'n stadium gesê, ek is met 'n goue lepel in die mond gebore. En great. So ek het geweet, verloor ek besigheid, kry ek besigheid. Dis maklik. Die lewe is vir my maklik gewees. Niks het my ondergekry nie. En ek het die aand daar gelê, en ek was nog nooit in my lewe, ek wil amper vir jou sê, so bang nie. Dat die Here vir my gesê het, jy gaan alles verloor, ek opgesit het, ek het koue sweet het my afgetap. En ek het 'n manier om met mense te redeneer, en ek het myself geredeneer en gesê, nee man, een van die slegte drome is mos maklik, jy lê net jou kop op die kussing neer en jy slaap, môre is alles weer fyn. So het niks verander in my lewe op daai stadium nie, maar ek het dit onthou wat gesê was. En die Here het my nie baie tyd gegee nie. Ek die besigheid verloor in 2017, was dit 'n kwessie van 2 weke gewees, dat ek alles verloor het. En ek het geweet dat dit wat hier met my gebeur is presies wat die Here vir my gesê het, want skielik het ek het nie tyd gehad om weer besigheid te gaan soek nie. Ek het nie tyd gehad om weer dinge te verander nie. En ek het daar besef dat daai stem moes ek na geluister het, dan sou ek nie gewees het waar ek was nie. Maar ek het nie. Ek het op daai stadium nie, ek het net besluit dat ek sal aangaan soos wat ek aangegaan het. Dis waarna ek gewoond is, alles sal fyn wees, en dit was nie fyn nie. En ek het daar besef dat dis nou tyd om 'n verandering te maak met baie goed wat voorheen in my lewe gebeur het. In 2011 was ek in 'n karongeluk gewees, was 9 karre betrokke, kop aan kop, ek het uitgeklim met niks nie. Voor dit was ek in 5 ander ongelukke gewees, wat sou jy gaan kyk het na die voertuie waarin ek gery het, moes ek of dood gewees het, of ernstig beseer, nie met 'n skraapie daar uitgeklim nie. Maar wat ook gebeur het, selfs nadat die Here my gewaarsku het, het ek een aand gelê en slaap, en ek het sinusprobleme,
soos wat almal van ons maar het daar in die Wesrand met die myne. En toe ek die oggend wakker word, toe lê daar 'n spierwit veer op my kussing. En ek het daai veer gevat en ek het hom geryk en ek het daai reuk aan nog niemand geryk nie. Die Here moes daai aand iemand gestuur het, 'n engel gestuur het om my op te pas. Ek dink iets sou met my gebeur het. En daar het die Here ook vir my laat besef en weer eens gewys dat ek vir hom belangrik is, maar op daai stadium was ek nog nie reg gewees. Ek het geweet ek moet verander. Ek het net nie geweet hoe daai verandering moet gebeur nie. En dit was soos ek gesê 2 weke. Ek het al my karre verloor. Ek het my besigheid verloor. Ek het alles verloor en ek het vir mense al gesê die Here het geweet, sou hy my meer as 2 weke gee, het ek weer 'n plan. En hy het geweet dis nou tyd om vir my daar te kry waar hy vir my sê luister hierso, dis nou hier waar ek oorvat en nie meer jy nie, maar ek. En ek was vir hom belangrik genoeg gewees dat hy alles by my kon vat het, net om my weer op die regte pad te bring, sodat ek hier kan sit en 'n getuienis vir hom kan wees en vir mense kan sê, pas op waarmee jy besig is. Daai pad wat jy nou loop, ek het hom geloop en ek weet waar gaan hy eindig. Maklik as jy tussen jou pelle is en jy dans op die tafel saam met hulle en jy stap al met 'n rekening uit en almal is lekker dronk, maar môreoggend as jy wakker word, dan sit jy met al daai skuldgevoelens en jy weet dat jy op die verkeerde pad is. Niemand hoef jou te oortuig nie want jy weet dit. En ek het dit baie vinnig agtergekom. En dit het toe veroorsaak dat ek heeltemal gaan kyk het en my hele lewe moes verander, maar nog nie op daai stadium nie. Ek het nog nie geweet hoe nie. Ek was heeltemal verlore gewees. Ek was alleen gewees en ek dink dis die slegste ding van alles gewees is die oomblik toe jy alles gehad het, was jy alles en die oomblik toe jy niks het nie, toe is jy niks nie. En toe moes ek basies nou wat nou van hier af. Daai selfe mense wat by jou kom braai het, wat saam met jou dronk geword het nie by my huis aangekom en vir my gevra, hoorie, is jy okay, het jy brood nodig nie? Nee, hulle het daar aangekom en toe ek nou vir hulle vertel wat gebeur het, is hulle so vinnig weer daar weg. Toe ek besef dat wat met my gebeur het, en ek sê dit weer, is nie uniek nie, maar ek het geweet, ek moet verander, ek het net nie geweet hoe nie. En ja, soos wat jy gelees het, daar spreek hy ook baie duidelik vir ons gesê, moet jy nie self met dwaase ophou nie, en dis wat ek gedoen het. Ek was die persoon gewees en ek was seker die grootste dwaas gewees, omdat ek dan gestaan het en ek het vir mense gewys, ek is braaf, ek maak geld, ek is niks, ek is untouchable, en mense het dit van my gesien, en eintlik wat die Here wou gehad het, en op daai stadium wat ek nie gedoen het nie, sê, hoorie, wow, nie jy nie, is ek. Hoekom dink jy is dit jy? En ek het gedink dit was ek. Almal het my vertel hoe great ek was. So ek het my met dwaase omring, maar ek was die grootste dwaas geweest, want ek het die leuns het ek geglo. Ek het mense geglo. Ek het nie gesteer aan wat die Here dalk vir my beplan het of waarheen hy my wou vat. Nee, dit wat daai ouens vir my gedink het daar by die kroeg. Uiteindelik die belangrikste, maar ons is so gesuid geweest. Môreoggend gaan hy nie eers weet wat hy vir my gesê het by die kroeg nie, maar al wat hy weet, hy daarom op my rekening gedrink het, ek het daarom vir hom betaal en ek het daarom saam met hom droog gemaak. So ek wil amper sê ek was die grootste dwaas. Ek dink nie as 'n groter dwaas as ek gewees nie, om daai leuns te glo en daai leuen te leef nie. Die woord sê, eet die woord van Christus. Eet die woord, want hy is die brood van die lewe. So ons moet die woord van Vader wat hy spreek, moet ons eet. Want hy is die een wat lewe bring op die ou end, en hy bring nuwe lewe. Ja. Dis wat hy vir jou gebring het. Karel, vertel vir ons, hoe het jy daai lewende woord gekry van hom? Weet jy, ek het 'n pad geloop met mense in die kerk, wat my hele lewe vir my kom uitlê het, dit wat ek verkeerd gedoen het, en ek het besef dat al wat ek nou kan doen is, ek moet na die Here toe draai. Hy het my hand, ek moet nou sy hand vat. Hy moet my deur hierdie moeilike tyd met my kry. En dit het gebeur dat ons het nie alles waarvoor ons gebid het nie, maar ons kry elke dag ons kos. Die Here bring elke dag, sit hy mense op my pad wat 'n verskil in my lewe kom maak. En ek sit vandag hier, so ek was nie iemand wat emosioneel was nie. Ek weet dat ek probeer elke dag om meer soos Jesus te wees. Ek wil hê mense moet leer uit my foute uit, dit wat ek verkeerd gedoen het. Hulle moet nie na my kyk nie. Die Here het my vergewe. Jesus het al daai kruis gesterf vir my sondes. Hy het my sondes gedra. Dit is vernederend om hierdie goed te erken, maar ook hoe vernederend moes dit nie vir hom gewees het om daar op die kruis te hang en sleg gesê te word vir my nie. So wat maak my beter as Jesus Christus? Niks nie. En ek wil net hê dat dit wat met my gebeur het, moet mense nie dit sien wat gebeur het nie, maar moet sien wie ek nou is. Ek het 'n liefde vir mense, ek het 'n liefde vir die Here, ek het 'n liefde vir Jesus, 'n liefde vir die Heilige Gees. Ek gee om. En dit is
vir my op hierdie stadium die belangrikste ding, want dis al wat ek het om aan vas te hou, is die Here. Ek het niks anders nie. So ek vertrou op hom, ek maak staat op hom, en ek weet waar my krag vandaan kom. Ek weet nou wie ek in hom is. Ek het dit nooit geweet nie. Nou weet ek dit. Absoluut. Wat 'n woord het jy vir die kykers vandag? Man, dis baie maklik. Hoeveel keer het jy nie al gehoor, moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. Vandag wil ek vir jou sê, verander dit. Want die Here het my kom verander en vir my gesê, nou doen jy wat ek doen, nie wat jy sê nie. Volg my, ou stupid wees. En dis vir my so belangrik, jy wat daar sit, wat wonder oor wat jy moet doen. Al wat jy moet doen is, gaan terug na waar jy begin het. Gaan terug na wie sy asem in jou geblaas het, wat vir jou die geleentheid gegee het om sy naam buite te kry, en gaan verkondig sy naam. En hou op dink, dis vernederend, om te erken jy het foute in jou lewe gemaak. Want jou fout, wat jy gemaak het, en die pad wat jy geloop het, en deurdat jy opgestaan het, dat Jesus Christus nog elke dag vir jou toegelaat het om op te staan en sy woord uit te dra, dit is die verskil. Hy het jou nog 'n geleentheid gegee, maar nie vir jou nie, vir hom. Bou sy koninkryk. Hou op sê dat mense het afvallig geword, jy het ook. Maar as jy die oomblik opgestaan het en gesê het, Here, hier is ek, vat my, maak van my iets wat jy wil hê ek moet wees, dan verander jou hele lewe en jy verander mense se lewens daardeur. Halleluja. Dankie Karel. Dankie vir jou getuienis. Die wat met Karel in kontak wil kom, sy nommer sal op die skerm verskyn. Hy is bereid om by enige manneplek, mannekamp, gemeenskap, waar ook al jy nodig het, om 'n woord te hoor van 'n man wat braaf genoeg is, om op te staan en te sê, ek gaan nie dat die vyand my verlede gebruik, om my te steel van my roeping nie. As jy vandag ook daar sit, en jy dink, joh, ek het hierdie sak, wat ek so dra van al my verlede. Weet, dit is my altyd so hartseer. Ons is hier in Centurion, en die Here, die wat almal weet nou al van die getuienisspan af, dat die Here ons hier vasgestel het by Harvester Centurion, en ons is daagliks besig om met mense te sit. En wat vir ons skrikwekkend is dat daar soveel mense is wat in hulle ouderdom eers tot daai besef kom om te weet, maar ek het nie nodig om met hierdie goeters te loop nie. Jy het nie nodig om met verwerping te loop nie. Jy het nie nodig om met haat en onvergifnis in jou hart te sit nie. Wanneer jy daai besluit maak om te sê, Here, maar I'm done with this. Die vyand kom en hy wil jou kom steel van jou roeping. En as jy dit gaan toelaat, gaan jy so doodgaan ook. Maar as jy vandag opstaan en sê, ek wil soos Karel wees, I want to be like a man, standing up today and say no more, dan wil ek hê, jy moet vandag hierdie gebed saam met my doen. Want weet jy nie, dit is net die Here wat jou lewe kan verander. As jy gaan wag vir die persoon wat jou seer gemaak het, om jou lewe te verander, of om daai eerste stap te vat, wil ek vir jou sê, jy gaan so teleurgesteld wees, want die change gaan by jou begin. Die keuse lê vandag by jou, as jy daai verandering wil maak in jou lewe. Dit gaan nie van 'n persoon afhang nie, dit lê by jou eerste. En as jy sê vandag, Here, maar I eagerly seek your face today, kan hy daai besluit vir, kan hy daai in jou lewe indeponeer, en hy kan jou vrymaak van al daai goeders wat jou vashou. Soos jy vandag sê, maar ek is ernstig, ek wil vandag hierdie besluit maak, en ek wil op die regte pad loop, dan maak jy hierdie besluit saam met my, en jy staan en sê, Here, ek gaan hierdie gebed doen. So kom ons bid vir jou vandag, in die naam van Jesus. Lord Jesus, the person that is listening to this prayer today, I pray that your spirit will now come into their room, into their presence, and touch their hearts, because Lord Jesus, they are seeking you face to face today. And it's only your spirit that can change them. Lord Jesus, when I think of Mary Magdalene, when she came to you, you delivered her from 7 demons instantly. And I'm praying today, Lord, that you will deliver this person instantly, that they will stand up, and that you will guide them in the right footsteps, in the footsteps of Jesus, and that they can walk the path that you have written on their scroll. Lord Jesus, if they don't know who to go to, I ask that you will send them spirit-filled people to guide them and to take them out of this darkness that they are in. And I ask, Lord, that you will bring your glory over them and deliver them in the mighty name of Jesus. Amen. Ons is hier in Centurion. As julle hier naby is en julle het hulp nodig, kom gerus na ons en ons help julle. Maar as julle nie in hierdie area is nie, wil ek vandag julle bemoedig. Gaan
na 'n kerk toe wat geesgevuld is, wat julle kan help om los te kom van al hierdie baggages, want dis die vyand wat jou wil vashou. En as jy na 'n plek toe gaan wat 'n pastoor weet hoe 'n geestelike bevryding werk, gaan na daai mense toe, want dis hoe jy gaan vrykom en stap daai pad. As jy by die huis gaan sit, gaan jy nie bevrykom nie. Jy kan nie by die huis sit en dink jy gaan loskom nie. Gaan na 'n plek toe waar mense omring jou wat jou kan opbou en jou geestelik vir jou kan help. Ons wil dit vir jou vandag bemoedig. Karel, baie dankie dat jy vandag jou getuienis gedeel het en ons bid dat die Here jou gaan kragtiglik gebruik vir die toekoms. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.